Julle en welkom terug by die series waarvan Etienne laasweek begin het. Die series naam is Truth. Etienne het laasweek bietjie met ons gesels julle en waar Etienne se boodskap gegaan het is dat Jesus die waarheid is. Dat Jesus se woorde die waarheid is en dat dit die waarheid is wat ek en jy moet glo. Hierdie week gaan ons bietjie gesels oor om hierdie waarheid nou in konteks te vat. Omdat julle so vandag wil ek julle wys waarin die wêreld nog skuldig is. Ons vat net uit die woord uit wat ons like. Ons kry so baie hierdie great vers, julle. Dis hoendervleis, amazing. Maar ons vat net die begin en mis die hele boodskap, julle. Kom ek wys julle 'n voorbeeld van waar ons dit doen. Matteus 5:38. Wat daai stukkie wat gaan oor oog vir 'n oog en tand vir 'n tand. Yes, ons almal love daai stuk. As John my slaan, gaan ek vir hom terugslaan. Maar julle, is dit die punt van die boodskap? Dink julle klink dit vir julle na iets wat die Here sou wou gehad het vir ons? Om iemand te slaan wat jou teruggeslaan het? Ek weet nie vir julle, maar dit klink nie vir my lekker na die Here se hart, na Jesus se hart nie. Kom ons gaan lees verder wat in daai stukkie staan. Ons lees dat 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. But I say, do not resist an evil person. When someone slaps you on the right cheek, offer the left cheek as well. Of baie weergawe of ander vertaling sê, offer the other cheek also. So hier sien ons iets van Jesus se hart, iets van die Here se hart. Van as iemand jou te nagekom het, moenie uitgaan en revenge wil hê nie. Vergewe daai persoon en gaan aan asof dit nooit gebeur het nie. Dis nie die enigste teks wat ons hier lekker opvat nie, julle. Matteus 7:1 wat sê, moenie mense oordeel nie. Hoe verkeerd interpreteer ons dit? Want klink dit nou iets se hart dat ons nou moet stil bly as iemand verkeerd doen? Of 'n tiener se persoonlike favourite. 1 Tessalonië 5:21. Toets alles en bou die goeie. Julle, ek het daai stuk gesmaak. Soos ek het my lewe volgens dit geleef want ek kom met dit werk. Soos ek kan alles toets en ek kan dit regverdig met die Bybel. Amazing. Weereens, ons interpreteer dit 100% verkeerd, julle. So vandag gaan ek nou vir julle 'n bietjie 3 tools gee wat ons kan gaan toepas om hierdie foute te voorkom. Kom ek wys julle gou vinnig wat gaan ons doen met daai stuk. Kroon en burger. Alright, julle, so 3 tools wat ons kan gebruik om die woord beter te kan begin verstaan. Die eerste ding is hierdie ding hier op my kop, hierdie kroon op my kop. Julle, baie keer is het gevolg van koning ek, dat ons 'n stuk heeltemal verkeerd interpreteer, julle. Want ons wil dit nie glo nie, ons wil nie die waarheid raak lees nie, want dit gaan ons in 'n ongemaklike of moeilike situasie plaas. So jou eerste ding wat jy moet doen is, jy moet hierdie kroontjie vat en hom nie langs jou hier mooi neersit nie, maar vir hom gooi my chom, soos heeltemal uit jou lewe uit. Die tweede punt wat ons gaan maak is hierso, die burger. So, baie keer het die Here vir ons hierdie boodskap gegee wat baie is soos 'n Burger King burger. Amazing, ek love it, dit lyk great. Soos, ek beloof van julle kyk en julle gaan nie na Burger King koop, want hierdie maak tot vir my honger, soos ek hier sit. Maar baie keer wat ons doen met hierdie stuk is, ons gaan haal die lekker, die amazing deel, die hele punt van die boodskap, haal ons uit. Baie soos wat ek nou aan hierdie arme burgertjie gaan doen is, ons love it, né? Alright, maar wie gaan dit love? Wie like dit? Wie wil nou hierdie burger hê? Kom ons wees eerlik. Ek wil nie meer hierdie burger hê nie, want kom aan, hierdie is die lekker. En hierdie is baie wat ons doen met die woord, julle. Ons breek dit op, haal uit die hele punt van die boodskap, en sodoende mis ons regtig die punt van die boodskap en die amazing doel van hierdie boodskap. Alright, en punt nommer 3. Kom ons vat hierdie pak vir 'n voorbeeld. Imagine vir 'n oomblik dat hierdie Burger King pak die Bybel is. Nou ons het nou net in die vorige punt gepraat van 'n burger. Nou julle die burger, amazing. Hier's daai burger wat so great is. Ons love hierdie burger, né? Awesome. Nou, baie met Matteus 'n stukkie wat julle nou gaan sien. Matteus 7:1. Hier is Matteus 7:1. Ons lees, do not judge. Alright, awesome, hier is dit. Maar Here, ek het 'n meal gekoop, soos
Julle, waar's my chips? Ek het nou hierdie pakkie oopgemaak en ek het gesien dat hier is nie my chip, hier is nie chips in hierdie pakkie nie. So waar's my chips? Waar's die res van dit wat ek nodig het? Waar's die res van dit wat ek gekoop het? En julle, dit is dan waar ons baie keer net bietjie moet gaan krap. Kom ons gaan terug in die woord en ek het daai stuk nou gekry van die Here af. Amazing, Here, dankie dat jy dit aan my openbaar het. Maar ek wil nog hê. Dan gaan krap ons gaan kyk in hierdie Bybel, waar is ons nog 'n onderwerp wat gaan oor dit wat ek nou net gelees het. So, ek gaan krap in die Bybel tot ek by my antwoord uitkom, tot ek by my chippies uitkom. Ja, julle, soos hierdie chips is amazing. En nou het ek my hele meal. Nou het ek my burger. Nou het ek my burger en my chips. Julle, dit is die complete meal. Ek het nou wat ek nodig het om myself vol te maak, julle. En soos ek sê met Matteus 7 vers 1. Regtig, julle, baie keer lees ons iets op een plek. En dan is dit regtig net 'n kwessie van bietjie aanlees, bietjie krap, bietjie die Here vertrou om deur te kom, om vir ons 'n antwoord te gee op dit waarmee ons besig was. Alraai julle, so ek het nou vir julle hierdie 3 tools gegee. Kom ons gaan nou en gaan pas dit toe. Hierna gaan nou 'n bietjie versies opkom met 2 vrae wat ek wil hê julle moet antwoord. Alraai julle, dit gaan 'n challenge wees, maar enjoy dit. Soos dit gaan julle help met julle stilte tyd. En ek garandeer jou, jy gaan dit geniet. Ek het dit baie geniet. Ek weet jy gaan dit geniet. Baie dankie julle.